In Lukas 5 lees ons hoe Petrus besig was om sy nette uit te spoel, nadat hy nag van swaar werk niks opgelewer het nie. En toe kom Jesus, die Seun van God, die volgende oggend na sy boot en vra dat Petrus net 'n entjie van die land af moet vaar, sodat hy die skare, net so paar meter, sodat hy die skare kan leer van die boot af. Maar dink jy Jesus het net met die skare kom praat? Of dalk was daar ook 'n boodskap vir Petrus? Dalk het Jesus 'n afspraak gehad met Petrus. Want Petrus se nette was leeg en miskien was sy siel ook. En toe Jesus klaar maak met sy preek, sê hy vir Petrus, Petrus, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om vis te vang. Petrus was 'n gesoute visserman. Hy het die hele nag niks gevang nie en nou moet hy weer uitgaan. En Petrus antwoord Jesus, Meester, ons het die hele nag hard gewerk en ons het niks gevang nie. Maar op die woord sal ek die net laat sak. En hier sien ons 'n man wat moeg en teleurgesteld is as 'n visserman. Iemand wat die kuns van visvang verstaan het, wat afhanklik was van die inkomste van die vis en hy het niks opgelewer nie. Hy weet wat werk en wat werk nie. Petrus weet. En tog sê hy selfs teen sy eie kennis en ervaring, maar op die woord. Petrus het gehoorsaamheid beoefen. Hy het nie verstaan hoekom hy weer moet gaan die net uitgooi nie. Hy het nie verstaan hoekom hy weer moes probeer nie, maar hy het net gedoen wat Jesus gesê het. En hier leer ons 'n kernles oor disippelskap. Geloof is gehoorsaamheid, selfs wanneer ons dit nie verstaan nie. En net soos Noag 'n ark moes gebou het op 'n woord van Abba Vader, wandel ons ook deur geloof en nie deur aanskouing nie, soos 2 Korintiërs 5 vers 7. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Jy sien, omdat Petrus gehoorsaam was, het Petrus se boot uiteindelik oorgeloop van vis, te veel om te hanteer. En toe besef Petrus die grootheid en die goddelikheid van Jesus en val nederig voor hom neer en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Hierdie verhaal vra vir ons dieselfde. Hoeveel keer probeer ons dinge uitreken teen Vader se woord, omdat ons dink ons weet beter. Die waarheid is, net Jesus kan ons lewens volmaak. Wanneer ons regeer op sy woord, selfs teen ons eie logika, dis waar wonderwerke begin en gebeur. Glo in hom, vertrou hom en wees hom gehoorsaam.